Nou ja, toe. Hoekom die storie vertel? Enige nasie, net soos enige mens, wat nie onthou wie hy was nie, sal nie weet wie hy is nie, en kan nie droom oor wat hy nog kan wees nie. Maar dit is makliker om te kyk as wat dit is om te sien. Hulle noem my siener van Rensburg. Ja, ek sien. Maar elke mens, elke volk, elke land, as hy versigtig kyk met die oë van sy siel, sal hy dit sien. Al lyk die toekoms hoe dood, hoe donker. 'n Klein kool wat gloei in die wit as van sy verlede. En al wat nodig is 'n klein stukkie harde hout en 'n wenkie van verandering. Kyk, en jy sal sien hoe hoog brand daai vlamme. Ons vir jou, Suid-Afrika. Ons vir jou, Suid-Afrika. Gee nie op, wie voor ons staan soos 'n rots, staan 'n nasie saam, ons vir jou, Suid-Afrika. Gee nie op, wie voor ons staan soos 'n rots, staan 'n nasie saam, ons vir jou, Suid-Afrika. Ons vir jou, Suid-Afrika. Daar is heel wat vrae oor wat oom Niklas van Rensburg vir ons vandag beteken. Wat het hy vandag vir hierdie volksgenote van hom te sê? Wat leer ons van hom? Wat wil hy hê moet ons doen? En die volgende vraag is, hierdie mededelings van oom Niklas, hoe moet ons dit verstaan? En dan in besonder, hoe sien hy die afloop van hierdie gebeurtenisse wat 'n aanvang neem by die Tweede Wêreldoorlog en dan 'n bepaalde voortgang het tot waar hy sien die Afrikaner se vryheid word versimboliseer deur die 4 klere wat aan 'n paal hang. Hoe moet ons dit verstaan? En persoonlik dink ek een van die belangrikste vrae is, hoe moet ons in hierdie tyd optree? En ek sê dit nou vir ons hier. Dit was 'n paar weke, my vrou sal kan sê hoe lank, voordat die debakel met die boeremag intertyd begin het. Was daar van die boeremag mense daar by my aan huis in Brandfort. En dit het toe in 'n argument ontaard, want dit gaan oor bepaalde interpretasies van beweerde visioene waarvoor daar geen historiese getuienis bestaan het. En ek noem dit nou om 'n idee te kry hoe ons mense op sleeptou geneem kan word deur fiksie. Goed wat nie bestaan nie. En my woorde intertyd was, ek dink nie dat daar die weg ingeslaan moet word wat toe ingeslaan is. Maar goed, sake het toe anders verloop, wat 'n jammerte is. En daaruit is daar 'n tweede ding, dat dit wat oor oom Niklas van Rensburg die siener gesê en geskryf word, moet in terme van die bronne daarvan geverifieer word. Dis so eenvoudig soos dit. As ek wil weet wie generaal Koos-Dellery was, dan moet ek die regte bronne gebruik. En dit beteken ek moet begin by 'n geboortesertifikaat, ek moet begin by 'n lidmaatregister, ek moet, jy weet, en wat hy self sê. Nie wat by buurman se vrou, se tuinjong, by wie ook al meer gehoor het nie. Dis baie gevaarlike goed daai. Juis omdat ons praat van mense wat leiding geneem het in ons volkskringe, wat belangrike implikasies gehad het vir ons tot vandag toe.
en wie se nagedagtenis vir ons van groot betekenis is. Jy weet of dit nou Luther is, of dit Calvin is, of dit koning Karel die Grote is, of dit Hannibal is, of dit wie ook al meer is. Hulle het effek tot vandag. Omdat hulle lewensvoorbeeld 'n getuienis is in baie belangrike opsigte. En vir ons nog steeds in bepaalde opsigte norme gee oor hoe om op te tree. Byvoorbeeld, jy weet, ons het verwys na die opmerking van generaal Delarey by die Vrede van Vereniging, oor wat geloof is. Jy weet, die Heidelbergse Katekismus het 'n bepaalde omskrywing van geloof, naamlik 'n vaste vertroue en 'n sekere kennis en al die goed meer. Niemand stel dit so mooi en so duidelik soos Koos Delarey nie. My ma het my geleer dat geloof is, Here, U wil geskied en nie my wil nie. Dis geloof. Dis geloof. En as ek na die wet byvoorbeeld kyk, die toespraak wat hy in 1913 by die inwyding van die Vrouemonument gelewer het, en 'n mens sou dink dat generaal de Wet intertyd sou fokus op die lotgevalle van die vrouens en kinders, want dit was eintlik die rede waarom die burgers die wapen neergelê het. Niks daarvan nie. Generaal de Wet praat oor die Franse hugenote. Hy praat oor die Franse hugenote. Daai vrouens en die kinders was ook baie van hulle afstammelinge daarvan. Baie families van die Franse hugenote wat nou hierso sit, is afstammelinge van hulle. Maar selfs al stam ons nie van hulle af nie, hulle lewensvoorbeeld. Net 'n paar voorbeelde, jy weet. En de Wet het dit in 'n breër konteks ook verduidelik, wat ook betrekking het op die gelowiges se stryd in die 80-jarige oorlog in Nederland. En ek sê dit omdat die wegkalwing van ons geskiedenis, veral by ons jong mense, ons skoolkinders, is 'n geweldige terugslag. Geweldige terugslag. Jy weet dat selfs in die mees eenvoudige plaaskooltjie hier van 1880 na 1900, of dit nou in die Vrystaat was en of dit in die Transvaal was, daar is geleer van die 80-jarige oorlog, daar is geleer van die Napoleontiese oorlog, daar is geleer van die Franse hugenote, van die geloofstryd, van die vervolging van die Christene en. Ons kinders ken dit nie meer. En dis belangrik. Nog 'n voorbeeld. As ons wonder hoe om op te tree onder omstandighede waar die geloof van ons mense aangeval word, het sy deur die regering van die dag of andersins, dan is daar die ou stryd van die geese in Nederland 'n skitterende eksemplaar. En kan ek net sê, ek kry vanaand hier 'n boodskap ook op die foon, is 'n advokaat wat nou optree namens 'n geloofsorganisasie oor nog die soveelste wet wat probeer om bepaalde data of inligting of belangrike sake te monopoliseer, te nasionaliseer, te onteien. Onteien is nie net grond nie. Tyd gelede was daar 'n wetsontwerp oor die feit dat die staat beoog om die mede-eienaar van alle data in die land te word. Mede-eienaar, afgesien van wie dit gegenereer het. En dat hulle dit vrylik tot hulle beskikking het en dat kan doen daarmee wat hulle wil. Jou finansiële inligting, jou persoonlike lewe, en so meer. Is een van die mees radikale aantastings van die burgervryhede van mense in hierdie land denkbaar. Dit is nog 'n vorm van nasionalisering. Nou is daar hierdie wet wat spesifiek handel oor geloofsgroeperinge, maak nie saak watter geloof nie. Maar dat die feit dat jy bepaalde godsdienstige standpunte huldig, dat die regering op bepaalde wyse kan ingryp en selfs kerke kan sluit. Dit beteken die geskiedenis word vir ons al hoe belangriker. En ons praat nie net van die sekulêre geskiedenis nie. Ons praat primêr van die Bybelgeskiedenis. As ek, as 'n voorbeeld, wil weet hoe gedra 'n persoon hom of haar, wanneer hulle in die engtes is, wanneer hulle gemarginaliseer voel, wanneer 'n vrou so graag 'n seentjie wil hê wat sy die Here wil toewy, Johanna, Sarah se lewensvoorbeeld,
Naomi, Rut, Samson. Is dit nie wonderlike voorbeelde van hoe mens behoort op te tree, en dit is konkrete praktiese voorbeelde. Interessant, daardie Samson wat geheilig was, want hy was 'n Nasareër. Groot gemaak vir die Here, wat nie daai pad geloop het nie. En Samson het baie skade in sy lewe gemaak aan die vyande van Israel. Ook baie skade aan Israel self. Wanneer het hy sy grootste skade verrig? Toe hy nie meer kon sien nie. Toe die oog nie na buite was, maar na binne. En daardie nederige kort gebed van Samson, wat die boeke oor kan skryf. Want kyk, hulle was almal so ingestel op hierdie man en sy krag. Hulle het skoon vergeet, maar sy hare groei weer. Hulle het skoon vergeet, sy hare groei weer. En daar voor hulle oë is hy besig om sy krag te herwin, want die Here het dit so bestuur, dat sy krag lê in sy hare. Nee? Sy hare groei weer. Is dit nie tyd dat ons hare ook weer groei nie? Bedoel dit nou in 'n geestelike sin? Nee? Ek bedoel dit in 'n geestelike sin. Dat ons besef dat al die wêreldse krag en al die wêreldse mag, dat ons het wat in die wêreld ook al bereik, die grootste slag wat voor lê, gaan nie daardeur bepaal word. En dan staan daar, hy het die grootste slag onder die Filistyne geslaan, toe hy daardie 2 pilare omgetrek het in daai tempel. Die grootste skade het hy toegedien, toe hy nie meer kon sien nie. En so sou ons kon aangaan. Maar jy weet, nou sit ons by die probleem, hier is sulke wonderlike geloofsvoorbeelde, mense met 'n baie sterk etiese ingesteldheid, wat 'n baie sterk lewensuitkyk het, wat mense inspireer, uit die woord, uit hulle manier van leef, uit ander behandel, jy weet. En dat ek nog niks oor Niklas van Rensburg gesê nie, hy is een van hulle. En nou is die belangrike punt, ons moet die geskiedenis ken. Die slegste wat 'n mens kan doen, is om enige van hierdie boeke van my te vat, of van Adrian te vat, Snyman of wie ook al meer, en te begin op willekeurig bepaalde afleidings te maak en bepaalde toepassings te maak. En of dit nou om Niklas is, en of dit nou oor generaal Delarey is of de Wet, Max de Pre is 'n meester daarin. Van 'n persoon wat, om nie veel in die geskiedenis steur nie, maar sy eie toepassings maak, partykeer, ek dink selfs sy eie hare reis. U sien, en dan het ons die nagedagtenis van 'n seën wat die Here vir ons as 'n volk gegee het, aangetas. Nou wil ek terugkom by daai voorbeeld van die Franse Hugenote en die Geese, oor die geloofsvervolging. En nou moet ons onthou, die grootste moondheid in die wêreld was Spanje, in die 16de eeu. Vanaf 1500 tot ongeveer 1640 was Spanje die wêreldmoondheid. Sy armades het vrees ingeboesem waar in die wêreld ook al, Engeland intluis. En daardie klein Nederland, wat daar op die kaart so 'n kolletjie is, het opgestaan in die krag van die woord, deur die reformatie, deur die hervorming. Nederland het oornag 'n wêreldmoondheid met geweldige krag geword. Deur een ding, die impak van die afwerping van die Rooms-Katolicisme. Het 'n nuwe beskawing tot gevolg gehad. Maar dit was nie net in groot uitvindsels nie, dit was nie net in groot dinge tot stand bring. Byvoorbeeld die skeepvaart. Nederland het 'n leidende rol in die skeepvaart gespeel. Die belangrikste punt is, dit het gelê in die harte van mense. En wat ons kinders byvoorbeeld nie weet en nie leer vandag nie, is dat daardie oorlog teen Spanje, van die Nederlandse gelowiges, die stryd van die hervormers teen die Rooms-Katolicisme, het 80 jaar geduur. 80 jaar geduur. 'n oorlog wat 80 jaar duur. En in dieselfde tyd het hulle nog 'n oorlog gehad, waarin hulle gewikkel was met Engeland ook. En dit begin alles met 'n bepaalde geloofstandpunt, naamlik die verbond, die sogenaamde gemeenskaplike verbond, wat hulle in 1572 sluit. En hulle voer daardie stryd teen Spanje.
En onthou, Nederland is 'n land wat herwin is van die see, né? Deur daai duike. Dat daardie gelowiges se standpunt was, ons gaan liewer die duike deurgrawe en die see aan land bring, as wat hierdie land in Spaanse hande val. Ons vernietig hom liewer. En so kon jy in die nag, die vrouens, kon jy met vetkerslanterns, en dan is dit 'n graaf en 'n pik en 'n koevoet, besig om te grawe om die duike oop te breek, dat die see weer aan land kom. Voorspan jy dit vat. Is daar nie 'n kragtige getuienis daarin nie, ook vir ons vandag nie? Om so sterk te voel oor die regte saak, dat dit alles van jou vra. Is dit nie een van die groot probleme waarmee almal van ons sit nie? Ons voel nie sterk genoeg oor selfs die sake waaraan ons glo nie. En dan kom oom Niklaas van Rensburg die siener na vore. Wanneer hy 'n bepaalde mededeling doen aan De Wet, wanneer hy 'n bepaalde mededeling doen aan Delarey, wanneer hy met Kemp praat, of met Mani Marits, dan is dit nie net 'n stukkie advies wat hy gee nie. Hy doen dit. Hy neem die voortou, hy loop voor. En is die getuienis van 'n lewensvoorbeeld nie partykeer belangriker as al die praatjies en die gesels nie? Om nog 'n vergadering oor iets te gaan hou nie. En dan is oom Niklaas van Rensburg, en daaroor wil ek vanaand iets sê. In ons tyd selfs nog meer belangrik en meer relevant as wat hy in sy eie tyd was. En ek wil dit doen aan die hand van 3 belangrike punte. Wanneer dit kom by die uitlewing van die geloof, dan beteken dit dat 'n mens 'n vaste standpunt oor sake moet inneem. En hy het nie geskroom om dit te doen nie. Daarom het die predikante met oom Niklaas van Rensburg ook nie swaarde gekruis nie. Faustman het dit gedoen op Schweizer-Reneke op die 2 November 1914. Hy het dit nie weer gedoen nie. Op grond van 'n man wat sy Bybel en die geskiedenis ken. En dan het hy dit, die boerevolk se geskiedenis, het hy hanteer soos daar in Psalm 78 staan. Een van die pragtigste psalms in ons Bybel. Oor die feit dat, soos Groen van Prinsteler, die ou Nederlandse staatsman gesê het, God in vlammende skrif op die mure van ons lewens skrywe. En so het u 'n geskiedenis, en u en ek, almal. En dit is ook 'n getuienis van God. En wanneer ons dan na oom Niklaas van Rensburg kyk, dan moet ons in die eerste instansie sê dat as 'n volksman en as 'n gelowige godsman het hy 'n bepaalde voorbeeld gestel. En wat was dit? In die eerste plek het daardie voorbeeld gegaan oor 'n saak wat vanuit die wortels van die geloof opkom. Om nie te buk onder die juk van veroweraars, imperialiste of onderdrukkers nie. En hy kon baie maklik by die huis gebly het in 1914. Inteendeel, hy was nooit 'n vermoënde man nie. Dit wat hy versamel het in sy lewe, het hy met groot moeite gedoen, en dan was dit ook genoeg om van te lewe. En dan het hy dit nog met ander mense ook gedeel. Daar was vandag 'n oom Pienaar wat daar vertel dat sy vader het 'n groot finansiële moeilikheid gekom, was hier ook in die rebellietyd, né? En oom Niklaas van Rensburg, wat hom eintlik net sy huisgesin kon versorg, het hom ingeneem as 'n hulp op die plaas, om hom ook van die nodige te voorsien. En dis die belangrike punt. As 'n mens so sterk oor jou oortuigings voel dat jy dit doen, dan is jou lewe verander, wat in dieselfde omstandighede bevind, 'n voorbeeld. En kom ons gaan kyk na 'n paar van hierdie voorbeelde. In 1914 sê hy, dit is so donker, dat hy nie sy perd se maanhare voor hom kan sien nie. En dit sê hy na aanleiding van 'n bepaalde historiese konteks. Dis hoekom die geskiedenis so belangrik is.
Hy sê dit op grond van die feit dat hier 'n klomp boere mense is wat geïsoleer is deur hulle eie regering in die steek gelaat deur hulle eie mense. Rudi Rousseau praat altyd van die liberale Afrikaners. Nou waar wil jy meer liberale Afrikaners kry as Smuts en as generaal Louis Botha en so meer wat teen hulle eie mense draai. En dan onder daardie omstandighede nog mense onderdruk, hulle word in tronke aangehou, inteendeel hulle word selfs gefusilleer. Soos Jopie Fourie. En daarmee is Niklaas baie goed bekend. Dan kan ek maar net sê, nadat hulle oorgegee het by Appington, na daardie mislukte slag, waaroor ek net nou iets nog sal sê, word hy gevang en hy word na Boksburg tronk geneem. Nie na die fort nie. Hulle vat nie na die fort nie. Hulle vat hom na Boksburg. En hulle hou hom aan, daar's 'n foto daar in die Siener van Rensburg in die rebellieboek. Die sel was omtrent 1,5 meter by omtrent net 'n bietjie meer as 1/2 meter. Sonder 'n toilet, sonder vensters. Waar hulle net onder die deur met 'n bakkie sy kos vir hom instoot. En hy sê nogal in soveel woorde, sê hy sê dat ek selfs my besigheid moes doen in daai klein selletjie. Ek het nie eens 'n toilet emmer gehad nie. En ek was byna van my kop af, sê hy. Ek was byna van my kop af van die omstandighede in daai sel. En Louis Botha begin om 'n galg in die Boksburgse tronk te bou. Vir wie? Niklaas van Rensburg. Hy begin om 'n galg te bou. Maar die insident met Jopie Fourie was net eenvoudig vir die regering te veel. Omdat 'n hele volk, selfs die liberale Afrikaners in opstand gekom het oor die feit dat jy 'n man wat krepeel is in sy been, wat 'n gewapende demonstrasie hou, dat jy heen gaan jy hom teregstel voor 'n vuurpeloton. En op so 'n manier, so lafhartig, dat Smuts kwansysie beskikbaar is nie, terwyl hy iewers in die veld is, en alle kommunikasie afsny om seker te maak dat hulle vir Fourie doodskiet. Nou wil hy dieselfde met Niklaas van Rensburg doen. Niklaas loop op daai presiese pad uit sy oortuiging. En die Fourie voorbeeld was net te veel, en Botha kon nie voortgaan met sy teregstelling van Niklaas van Rensburg nie. En toe word hy oorgeplaas na die fort, en daar was hy saam met De Wet. Ons lewensvoorbeelde raak baie meer mense as wat ons dink. Ons lewensvoorbeeld raak baie meer mense as wat ons dink. En nou praat ek nie net van ons kinders en ons kleinkinders en ons vriende en ons intieme huisgenote nie. Ek praat nou van in ons breër volkshuishouding. Omdat ons almal in hierdie selfde omstandighede is, en ons soek 'n voorbeeld. Ons soek die korrekte voorbeeld. Ons weet wat die regte ding is om te doen. Ons soek iemand om dit vir ons te demonstreer. Hier sit hulle. En hier sit ons weer. Hier sit ons weer uitgelewer aan 'n regering van imperiale omvang, maak nie 'n fout nie, wat selfs sy buitelandse magte gaan mobiliseer in die vorm van China, en 'n voorbeeld gebruik van Venezuela, wat al eeue gelede uitgedien is van 'n mislukte kommunistiese staat. En nou word al die skroewe aangedraai wat hierdie regering is in die knyp, want hy het alles vermors en hy het alles verkwis, en dit wat nie verkwis is gesteel of afgebrand. En wat nou nog oorbly is dit wat die boere in hierdie land opgebou het, oor 3 eeue. Dis nou 'n tyd van getuienis. En 'n voorbeeld. 'n tweede belangrike punt. Niklaas van Rensburg is 'n persoon wat nie die voorbeeld stel deur allerhande kragdadige goed te doen en te onderneem nie, maar in stilheid. Is 'n eenvoudige man, ook nie groot van postuur nie, maar 'n persoon uit wie daar 'n geweldige geesteskrag kom. En nou is dit interessant. As 'n mens gaan kyk na die journalistieke verslae oor hom wat in die verskillende tydskrifte hier van beginnende by Jan Petrus in 1914.
En dan is dit die Cape Times, en dan is dit hierdie koerant en daardie koerant, en dis hierdie tydskrif of wat ook al meer, as hulle iets oor Niklas van Rensburg beskryf, dan doen hulle dit omdat sy die geesteskrag wat uit hom kom, ander mense raak, inspireer. En dan is hulle so bang dat hulle hom opsluit in die Boksburgse tronk en dreig hom of beplan om hom tereg te stel. En die derde belangrike ding is omstandighede verander. Dit is so. Ons bevind ons nie meer met perd en saal en toom en so meer en so meer. Ons belangrikste probleem is nie om 'n perd aan die gang te hou en om mielies te voer en vet te hou wanneer ons op kommando gaan nie. Oorloë neem ander forme aan, maar die beginsels is presies nog steeds dieselfde. Presies dieselfde. Dit handel oor die psigiese druk wat jy op mense toepas, om mense van hulle standpunte te laat afsien, om mense te benadeel fisies. As dit nie deur BEE en ander projekte is nie, dan vind jy nog 'n paar maniere uit om hulle finansiëel en andersins te knou. Jy pas druk toe op hulle diepste oortuigings, jy sny hulle geskiedenis af en so meer en so voorts en so voorts. Ons sit in baie opsigte presies onder dieselfde omstandighede as 1914. En om Niklas van Rensburg binne daardie historiese konteks het vir ons alles nog te sê vandag binne hierdie historiese konteks. Met ander woorde, ons moet almal grondige selfondersoek doen as ons sê dat ons as volksgenote kan sien om in hierdie land te oorleef en 'n toekoms vir ons nageslagte hier te skep. En dit is een van die redes hoekom Rudy ook hierdie dagtoer aangelê het. Nou die vraag, maar as ons dan sê binne hierdie konteks vandag, wat moet ons doen? Nou goed, kom ons gaan kyk eers oor wat oom Niklas van Rensburg sê gaan gebeur. En nou praat ons nie van waar sê hy nie. Ons praat nie van dag en datums en so meer nie. Onthou nog sy verwysing vanmôre na Handelinge 1:7. Die tye en geleenthede is by God alleen bekend, nie is die engele in die hemel weet dit nie. Hoe sal hy dit weet? Maar ons weet hierdie goed gaan gebeur. Ons weet nie wanneer nie, ons weet dit gaan gebeur. En dit is besig om te gebeur. En nou is daar 'n bepaalde tafereel. En mag ek myself onderbreek deur te sê, die slegste wat ons nou kan doen, is om bepaalde dinge uit konteks te gryp om ons standpunte en afleidings te pas. Ek kan nie heen gaan en ek kan nie mense in beroering kry en ek kan nie van 'n nag van lang messe praat wat homself gaan voltrek in hierdie land en dan verwys ek na hierdie visioen in 1913, dan is daar daai visioen in 1915 en dan gaan dit oor 'n emmer bloed wat hier omval en dan is dit 'n misvuur wat daar brand en dan is dit 'n lading garingbome daar met 'n span rooi bruin osse wat agter hulle verbytrek en dan kry ek 'n hele land in beroering en by name ons eie volksmense. Dan moet ons gaan kyk na die taferele, die historiese taferele waarbinne oom Niklas hierdie goed sê. En nou sê hy dit vir Dominee Rousseau in 1923, wat by hom besoek afgelê het, terloops die skoonvader van P.W. Botha. Net jammer dat hy nie meer van oom Niklas van Rensburg te wete gekom het, voordat hy die Rubicon intertyd oorgesteek het, die Rudy. Ek weet nie of dit familie is van my nie. Wel, ek dink die skoonfamilie is beter as die Botha kant. En dan praat ons van hom Boy Moesman en ons praat van 'n groot klomp mense wat binne die konteks van die Ossewa brandwag. Nou die ouer mense hier sal dalk enkeles nog die Ossewa brandwag onthou. Dis bietjie voor my tyd ook. Naamlik die sogenaamde Tweede Afrikaner Rebellie. Wat wil weet wat staan ons binne hierdie visioene wat oom Niklas van Rensburg vir ons gee as feite? Wat staan ons te doen? En dan begin dit op 3 punte. Nie by nagte van lang messe, nie by 'n vlug en vergader op hierdie plaas en begin daar meel versamel en dan trek julle weer af hierdie en daardie kant toe. Niks van nie. Dan sê hy, let op die tekens van die tye.
En die eerste teken waarvan hy spesifiek melding maak, is 'n tyd van onstuimigheid en oorlog in die buiteland. En hy sê dit omdat buitelandse oorloë ons volk telkens geraak het. Waarvan die Eerste Wêreldoorlog 'n baie goeie voorbeeld is. En die optrede van Engeland teenoor ander kolonies ons ook direk geraak het in die hele loop van die 19de eeu. En so word ons volk ook weer geraak, sê hy, deur 'n oorlog in die buiteland, en dan gebruik hy spesifiek die woorde interessant van 'n baie groot oorlog. En wanneer hy hierdie taferele nou begin skets van wat hy sien, dan is dit spanne osse wat trek. Met ander woorde, dis ideologiese magte wat trek. En dan sien hy die Amerikaners trek, en dan sien hy die Duitsers trek, daar die blou span osse, en hy sien die Engelse osse trek, en hy sien die Belge, en dan sien hy daar's bepaalde roering in die ooste, maar dit gaan oor hierdie, kom ons sê maar, groot oorlog in Europa. En daardeur word ons volk ook geraak. Dis die tweede belangrike punt. Nou goed, dis niks niets nie. Ons weet dat ons op baie maniere geraak word deur oorloë wat baie ver van ons plaasvind. Een van die beste voorbeelde is die feit dat hierdie miserabele regering wat ons tans in hierdie land het, heen gaan en in 'n onderhoud ons president heen gaan en vir die Franse eerste minister probeer oorhaal met mededelings dat hierdie land Suid-Afrika ondersteun eintlik die Palestynë teen Israel. In die aard van die saak raak het ons. Ek wil persoonlik niks daarmee te doen hê nie. Niks met die Palestynë te doen hê nie. Ideologies of andersins nie. Dit raak ons. En dit raak ons soveel dat handelsbande met daardie lande raak ons in hierdie land ook. En dit is hoekom die land nou tot 'n groot mate geplunder is, want baie van ons grondstowwe gaan uit na China en waar ook al meer in die wêreld en ons voer die goed ten duurste weer terug. Dit raak ons. En dan sê hy, dan is daar een land wat histories 'n baie belangrike band met ons het. En dis Duitsland. Dan sien hy veral bepaalde roeringe in Duitsland, bepaalde wendinge in Duitsland. En in daardie tyd sien hy dat daar bepaalde ontwikkelinge in Europa plaasvind, en dit met verwysing na Duitsland, wat nie noodwendig in die openbare oog is nie. Nou, maar die mense weet nie daarvan nie. En is nie die eerste keer wat hy na hierdie insidente verwys nie. Wanneer hy dit het oor die Tweede Wêreldoorlog, dan praat hy byvoorbeeld van die Duitse soldaat wat volledig geklee daar onder 'n seil lê, gewapen. En dan wanneer die seil opgelig word, dan kom daar die soldaat uit. Was dit nie so by die inval van Pole en die ontstaan van die Tweede Wêreldoorlog? En die stryd wat Duitsland aangeknoop het met 'n hele paar lande op 'n hele paar fronte nie. Onverwags. Selfs Engeland was totaal onkant gevang. Maar dan sien hy belangrike wendinge wat met Duits-Wes-Afrika verband hou. En wat ons nou moet doen, is om by die feite te bly. Ons moet by die feite bly. Dit sal gebeur, sê hy. Dan sien hy, maak Duitsland kontak met Duits-Wes-Afrika se mense. En die afleiding is dat dit veral met die Duitse konneksie verband hou. Wat nog nie tot niet is nie. Want hy sien daardie skepe, hy verduidelik aan hom Boy Boesman so plat soos 'n pond. Die afleiding wat ons kan maak is dit met vliegtuigskepe. Want hulle is so groot in terme van sy beskrywing, dat 'n paar van hulle baie duidelik en sigbaar daarso in die hawe lê, by Loderitz. En hulle kan net daar kom, as die hawe hulle kan akkommodeer. So met ander woorde, daar is bepaalde dinge wat moet gebeur vir daai skepe om daar aan te kom. Kom ek sê, dit is die buitelandse tafereel. Maar dan is daar 'n binnelandse tafereel, kom ek sê 'n Suid-Afrikaanse tafereel, wat begin by bepaalde verwikkelinge in Rhodesia. En hy noem dit so by die naam. En hy sien byvoorbeeld 'n wiel wat rol.
Met ander woorde, hier is 'n groot impak wat vanuit Rhodesia na Suid-Afrika plaasvind op die een of ander manier 'n wiel. Vraag: hou dit nie verband met daardie grootskaalse emigrasie uit Rhodesia van mense wat na Suid-Afrika gekom het? Ek onthou intertyd was ek by die Universiteit van Bophuthatswana en baie van daardie mense is in die staatsdiens van Bophuthatswana opgeneem daai tyd, né? Praat ek van 1979, 80, 81, 82. Sommige van hulle daar uitgevlug met bykans niks. En dan sien hy 'n slang. Nou binne die konteks van Niklas se visioene, soos wat hy dit altyd verduidelik het, wanneer jy van 'n slang praat, dan praat jy van 'n ideologiese krag wat geweldige negatiewe implikasies vir jou inhou. Dis 'n gevaarlike ding. En hy sê hy sien nie die kop nie en hy sien nie die stert nie. En dan sien hy in Suid-Afrika, en hy voeg dan by, mag ek net sê, dat daardie wiel wat uit Rhodesia hierheen rol, sê hy praat van ou Engelse, dis sy woorde. Ou Engelse. Ou Engelse. In die vorm van 'n wawiel. Afrikaner gesind, wat het 'n Engelsman nou met 'n wawiel uit te waai? Kom hulle nie tot ander insig nie? As ek net dink in die tyd toe ek in Bophuthatswana was, daardie Rhodesiërs, wanneer hulle gepraat het oor die terroriste aanslag in Rhodesia, dan het met veel meer vernyn gedoen as wat ons daarvan praat. En dan was hulle veel meer verwagtend dat die Afrikaner en daai tyd in die land, of kom ek sê ons boeremense, ons boerevolk iets aan die saak gaan doen. Toenadering gesoek. En dan is daar 'n reeks, nie net in Suider-Afrika nie, maar spesifiek in ons eie land, wendinge wat verband hou met groot stakings, wendinge wat verband hou met onluste, wendinge wat verband hou met groot ideologiese kragte wat teen mekaar opgestel word, en kom ons verduidelik net 'n paar daarvan. Hy sê hy sien, daar is 'n staking. So groot as wat hierdie land nog nooit geken het nie. Hy sê selfs die treine staan op die bilte. Nou toe hy dit gesê het, moes die mense wat daarna geluister het, waarskynlik het 'n absolute ongeloof aangehoor het. In hulle tyd was so iets ondenkbaar. Is dit vir ons ondenkbaar? Na die soveelste fase 4 afsluiting van Eskom, en na die soveelste ontploffing van 'n kragopwekker, en na soveel grootse staking ook by Transnet, het dit nie deel van die realiteit van ons bestaan geword nie? En nou praat ons van daardie tekens waarvan hy melding maak. Nie in terme van voorspellings vandag hier in plek en so meer nie in tyd nie, maar dat dit gaan gebeur en dit gebeur nou. Ja. Maar dan sien hy 'n tweede belangrike ding. Die buitelandse wendinge het 'n effek tot in ons parlement. Hy sê hy sien daar kom 3 blou briewe. Ons praat nou van 3 belangrike boodskappe. 3 belangrike tekste. Hy sê die eerste ene, dan staan die moframme. Hy het ook nie 'n vreeslike opinie oor politici gehad nie. Hy sien hulle as moframme, hy sê die moframme staan 'n bietjie rond. Dan kom die tweede blou brief, dan sien hy die moframme spring rond. Dan kom die derde blou brief en dan sien hy die moframme spring uit mekaar. Hy sê en dan kom ons mense. Hulle kom soos ganse aangevlieg. Ons mense. Hiernatoe. Waarheen? Rietkuil toe. Wes-Transvaal toe. Hulle kom hierheen. En hy is simbool van die Afrikaner, van die boerevolk, né? Hy is simbool van die volk. Met ander woorde dat mense wat hulle self in die parlement bevind, as gevolg van die wanorde in die parlement, die belange van hulle volk omsien. En dan sien hy, kom daar bepaalde trekbewegings, daar's bewegings.
Met ander woorde, die volk is nie meer staties hier of daar of waar ook al meer nie. Hy sien hulle trek. En so is daar byvoorbeeld 'n beweging na Wes-Transvaal en hy sê dan noord van Lichtenburg by 'n koppie. Die man met die bruinpak klere. Nou goed. Ons het nou al gehoor wie het haastig inderhaas bruinpakke aangeskaf oor die jare om hulle volgelinge te oortuig dat hulle eintlik die mense is. Niks daarvan nie. Interessant, is die enigste en die eerste plek waarvan 'n man met 'n bruinpak klere gepraat word. Daar word nooit weer deur hom Niklas van Rensburg oor 'n man met 'n bruinpak klere gepraat nie. Dit is nie 'n geval van 'n leier wat nou na vore kom en nou het hy geweldige aanhang en nou het hy geweldige steun en dan voer hy baie belangrike sake uit en dan word hy 'n soort van 'n tweede of 'n derde Napoleon nie. Net een keer lees ons van hom. En nou kom ons by 'n baie belangrike punt in sy filosofie. Kom ons sê sy lewensuitkyk. Die krag lê nie by mense nie, by die vleeslike arm nie. Dis 'n volksbeweging. En wie daardie persoon ook al mag wees wat daar optree, dit is 'n bepaalde punt in die tyd. Dis wat dit is. Daar is 'n boeremens wat belangrike mededelings doen, of 'n toespraak lewer, of sy volgelinge toespreek, of wat 'n standpunt inneem, of wat 'n standpunt stel teenoor die owerhede van die dag, wat dit ook al is, weet ons nie. Maar dan begin daar omwentelinge binne die volksgeleedere wat geïnisieer word deur daardie man met die bruinpak klere, maar ons hoor en lees nooit weer verder van hom nie. Die mense wat nog probeer identifiseer, en nou praat ons van Oswald Pirow, en daar was die mense wat in die tyd van Niklas Havenga, wat ook by 2 of 3 politieke partye rondgeswerf het en gekyk het of hy nie by een van hulle dalk die man in die bruinpak klere kan wees nie. En al hierdie politieke opportuniste wat in die parlement sit, van die EFF tot aan die ander kant by die Vryheidsfront Plus. Daar is opportuniste in hulle geleedere van watter kant ook al. Ek praat nou van die politieke opportuniste, die professionele politici. Dan is daar 'n bepaalde wending binne die, en van daar af kan ons dit baie mooi sien. Hier is 'n volksbeweging. En hy het dit by geleentheid hierdie saak op verskillende maniere verduidelik. Hy sê byvoorbeeld vir hom Boy Moesman, en hy het dit by meer as een geleentheid gesien. Hy verduidelik dit vir generaal Koos Delery. Hy sê hy sien dat die rooi kielhouer gaan oor die volk. Nou dan is dit nie die Engelse nie. Want die Engelse het altyd 'n kakie kleur. Of die Engeland is die vark aan die haak. Dis 'n rooi kielhouer. Sosialisme. En nou weet jy wat 'n kielhouer is? Dit is daardie gekromde pik, houtpik, waarmee hulle vaatjies se hout uithol, wat hulle die rompe van skepe 200-300 jaar gelede gebou het. 'n Rooi kielhouer. Jy kap die hout letterlik uit om 'n bepaalde vorm aan te neem. En dan is daardie hout bruikbaar vir 'n spesifieke doel. Hy sê die rooi kielhouer. Waar het ons nou 'n meer genadeloose ding as 'n kielhouer? 'n Genadeloose ding. En daai rooi is ook die teken van bloed. Dis 'n genadeloose ding. Hy ontsien nie daai stuk hout nie, hy werk daai hout af, hy wil 'n bepaalde vorm aan daardie hout gee. Klaar. Hy sê die rooi kielhouer gaan oor ons volk. Nou praat ons van pyn en ons praat van trauma en ons praat van ellende en ons praat van bloed. En dan sê hy sien hy 2 houte. Een met penne en een met gate. En dit is interessant dat hy juist die volk in daardie terme sien. Een met penne en een met gate. Met ander woorde, hulle is vir mekaar gemaak, hulle behoort tot dieselfde volkshuishouding, hulle behoort tot dieselfde entiteit, maar hulle is geskeie. Hulle is nie heeltemal dieselfde.
En dan sien hy gaan die rooi kielhouer oor daardie 2 houte. En dan sê hy hulle voeg aan een dat daar nie 'n naad sigbaar is nie. En daar is geen parallel vir hierdie beskrywing histories in die tyd van Niklas van Rensburg nie. Daar is geen parallel vir hierdie gebeurtenis in die Tweede Wêreldoorlog nie. Die enigste parallel daarvoor is die tyd waarin ons nou bevind. Die rooi kielhouer gaan oor die volk. En hy beskryf dit spesifiek sodat daar by ons geen illusie sal wees oor wat voorlê nie. En dit beteken ons moet dit maar internaliseer, ons moet dit maar deel van ons oriëntasie maak oor wat vir ons in hierdie land voorlê en ons daarteenoor gaan reageer. Maar dan sê hy, daardie 2 houte word een dat jy nie 'n naad kan sien nie. Hulle word een. Hulle word een. En hy verduidelik nie met betrekking tot die vraag of dit politieke verskille is, of dit geloofsverskille is, of dit sosiale verskille is nie. Dit sluit alle verskille in. Hulle word een. En dit beteken, ek weet Dr. D.F. Malan het dit later in ander terme beskryf toe hy gesê het, binne partypolitieke verband, die wat by mekaar hoort, moet by mekaar kom. Waarmee hy gesê het, dat die volk na die Ossawa trek van 1938 in die Tweede Wêreldoorlog, moet hierdie onderlinge, as ek hom kose terme kan gebruik, die agterhoede gevegte, maar eers 'n bietjie een kant sit. En dan sien hy 'n ander belangrike ding. Soos hierdie volkseenheid begin vorm aanneem, neem die geweld toe. Neem die aanslag toe. Hy het altyd 'n geweldige gevaarlike omstandigheid gesien as 'n put. Hy sê byvoorbeeld, toe hulle op pad was Duits-Wes-Afrika toe, voor hulle daai rivier oorsteek, sê hy gaan nie op daai pont klim nie. Daar is 'n klomp van die rebelle wat besig is om hamels daar by mekaar te maak, wat hulle van die Unietroepe afgeneem het, en hulle is besig om hulle daar in die ponte in te stop. Hulle breek selfs die dekplanke op net om 'n lekker stukkie braaivleis te kry. Hy sê hier's 'n put in die rivier. Daar sink 2 van daai ponte. Daar verdrink 2 van die rebelle. Al hulle byt daarmee een en nog 2 perde ook dood. En wanneer hy van 'n put praat, dan is dit so 'n gevaarlike omstandigheid wat jy daadwerklik mee gekonfronteer word. Daar, op daai punt, daar's 'n put. En dan maak hy spesifiek melding van vereniging. Dan verwys hy spesifiek na vereniging. En hier is 2 kante. As Niklas na 'n spesifieke plek verwys, dan verwys dit na 'n lokaliteit, behalwe wanneer hy dit kwalifiseer. Hier doen hy dit nie. En dan het dit ook 'n simboliese betekenis. Want vir Koostellery het hy gesê, by vereniging is daar die oneervolle vrede geteken, en daar sal die volk weer vry word. En hy sien byvoorbeeld hoe die blou klippe, die bomme, in daardie put gerol word. Nou praat ons van 'n groot konfrontasie. En hy sê dit as 'n feit wat gaan plaasvind, met ander woorde, volksgenote, luister na my, hierdie goed gaan gebeur. Maak julle reg daarvoor. Nie wanneer nie, dis nie die punt nie. Maak julle reg daarvoor, as dit gebeur, dan moet julle gereed wees daarvoor. En dan sien hy kom daar 'n sifting. Soveel so dat ideologiese groeperings begin om geïdentifiseer te word. En so praat hy byvoorbeeld spesifiek van die Jingoes. As ek reg onthou, het ons vanoggend iets oor 'n Jingo gesê. Met ander woorde, die volksvyande in al hulle gewaad en al hulle forme. En veral dan die wat die probleme waarmee ons intern in die land sit van buite aangestook het. Jy weet, 'n groot deel van ons probleme hier is veroorsaak. Iemand het vanoggend gesê, Ludwig het vanoggend verwys na die feit dat die Tweede Vryheidsoorlog 'n groot bydrae gelewer het tot die moeilikheid wat ons nou het.
Engeland het net met sy imperialisme gekom, hy het die grense verskuif, historiese grense is geminnig, en dis nie net die Zulus wat daardeur geraak is nie, so het 'n groot deel van die swart volker in hierdie land skielik hulle toevlug na die stede geneem, ons eie boerenasie, die grense wat vir ons nog bestaan het tot en met die 2 boererepublieke is net eenvoudig ongedaan gemaak. Hier het ons deel van 'n groot potpourri van probleme geword wat ons eintlik nooit eers moes gehad het, as gevolg van Engeland se moeilikheid. En dan sien hy hierdie ideologiese kontingent verlaat die land. Verlaat die land. Met ander woorde verdwyn. En dan kom hy by 'n punt waar hy spesifiek nou met sy eie mense praat oor wat vir die voorlê. En dan praat hy nie Modese en gene nie. Hy praat nou met sy mense, die mense met wie hy op dieselfde golflengte is met betrekking tot geloof, met betrekking tot sy volksgevoel, met betrekking tot sy patriotisme, hy praat met hulle. Hy sê, hy sien, daardie meisie wat gebore is tydens die toespraak van generaal De Wet by Koppies. Sy het opgestaan, sy loop nou. As hy haar weer sien, dan is dit daai vrou. Daarna, daai vrou. En sy maak die roetmandjie oop. Met ander woorde, daar is 'n direkte verband tussen die stryd van die Anglo-Boereoorlog, van die rebellie, die boerevolk se stryd oor al die tyd. Daar's 'n verband. En dis te verstaan. Jy weet as 'n mens nou daardie saga van Kosovo gekyk het in Bosnië en die onafhanklikheidsstryd wat hulle gevoer het. As jy verslag na verslag van hulle standpunt sê dat ons sit nou al vir 100, 200 jaar met hierdie stryd wat ons voer om ons eie onafhanklikheid en selfbeskikking te kry. En ons is nou by hierdie punt gekom. Hoekom praat ons nie meer daaroor nie? Die boerevolk in hierdie land is eers deur die VOC onderdruk in die tyd van Willem Adrian van der Stel, soveel sodat hulle in opstand gekom het en nie minder as 4 republieke oorent gekry het in 'n poging om 'n eie standige, onafhanklike bestaan te voer nie. Toe het die Bataafse regering gekom en hulle is deur by die Bataafse regering onderdruk. Toe het die Engeland gekom en Engeland het sy imperialisme op hulle losgetrek, soveel sodat dit 'n groot trek tot gevolg gehad het. Toe het Engeland deur allerlei intervensies gekom en selfs die Vrystaat binnegeval en Andries Pretorius en sy mense by Boomplaas, daai geveg wat daar plaasgevind het. Ons praat nou van 'n stryd wat oor 2,5 eeue kom. Hier sit ons nog steeds met hom. Ons het nie skielik uit die lug geval, uit die paradys tot in hierdie moeilikheid wat ons nou het nie. En dit moet die wêreld hoor. En die merkwaardige is, hier is ons nog steeds. Na 3 eeue van stryd en moeilikheid is ons nog steeds hier. Merkwaardig. Merkwaardig. Jy weet, punt 1, die Here het ons nog nie laat vaar nie. Hy het ons nie laat vaar nie. Deur al hierdie moeilikheid, hierdie kloppie mense, vandaar, ons het vanoggend vertel van Willem Jansen van Rensburg, daar in die Koue Bokkeveld. Altyd by so 'n mooi beeld, in die Koue Bokkeveld. Hier is ons nog steeds. Maar dit praat nie net met ander mense, dit praat met ons ook. Ons moet nie verwag, Rudy het vanoggend daarna verwys. Ons moet nie verwag dat die Here ons soos klein hondjies aan ons nekvelle gaan optel en skielik van hierdie moeilikheid gaan verlos. Wat beteken geloof dan? Wat beteken geloof dan? Wat beteken dit wanneer daar in 2 Kronieke 32 vers 7 en 8 staan? Die Here is die een wat julle stryd vir julle voer. Vertrou op hom. Nie die vleeslike arm nie. So ons is besig om ook deur 'n sif te gaan. Want nie alle stoppels wat op die land geoes word, kom uiteindelik in die meelsak nie. En so word almal getoets. En nou is die vraag, is ons reg daarvoor? Wat hart en verstand betref? As op Niklas van Rensburg nou vanaand hier was, dink ek sou hy daai 3 dinge beklemtoon het. Hy sê, julle is die mense
Julle is die mense wat gaan vry word. Nie almal van julle nie, die wat die geloof behou. 'n Volk bestaan voort in sy gelowiges. Nie elkeen wat Afrikaans praat en wat blank is, behoort noodwendig tot die boerevolk nie. Amen. Nie noodwendig nie. En dis met alle volke so. Net hulle wat uiteindelik daardie toets slaag. En daar is getalle nie relevant nie, in die eerste plek nie. Die tweede belangrike ding wat Niklas sou sê, julle gaan vry word, mits julle 'n gelowige volk bly. En nou praat hier veral met die kinders as hy nog is. Daardie baba wat 'n meisie geword het, wat 'n vrou geword het, wat buk by die seroetmandjie. So wonderlik dat Niklas van Rensburg altyd die boerevolk in vroulike terme sien. Verstommend. As gevolg van die leiding van die kampe. Dat hulle deur so 'n speldkruis moes gaan. En dat hulle standvastig gebly het. En dan sien hy buk sy by daardie oesmandjie, die seroetmandjie, die oesmandjie. En wat is die oes wat sy daar uithaal? Ludwig se vuurkleer. Dis die vrug. En dan sê ek sien dit by die Oranje rivier aan 'n paal. Dan voeg hy vir Boy Moesman by en hy skryf dit in 'n brief ook aan een van sy vriende. Dit beteken vir altyd. Goed. Boerevolksgenote. Is ons in die seroetmandjie? Vraag 1. Is ons deel van die oes? Of is ons hier op die rande nog besig om te wonder en te top en te besluit of ons nie dalk nou nog maar 'n laaste vlugkans moet waag en twyfel oor wat gaan nou uiteindelik van ons word en is alles nou maar te vergeefs in 'n pessimisme en dan kom daar nog 'n groot oproep van die Suidlanders, hou julle asseblief gereed, elke blikkie boontjies gaan julle nodig hê want julle gaan die een of ander spruit invlag. Onthou die bykpens. Jy weet, dan het ons nog nie in die seroetmandjie gekom nie. Dan het ons nog nie in die seroetmandjie gekom nie. Die tweede belangrike punt is die identifisering met die vryheid van hierdie volk. Vir baie mense is hulle volkskap 'n verleentheid. En vir ons ook. Daar is volksmense met wie ek nie wil assosieer nie. En al sê hulle dat hulle deel van die volkshuishouding is hulle 'n verleentheid. So dit beteken daar moet 'n uitsuiwering kom in terme van diegene wat werklik die vryheidsbelange van hierdie volk op die hart dra. En dit geld vir almal of hulle nou in die parlement sit en of hulle by Solidariteit sit of by AfriForum of by hierdie groep of daardie groep of watter groep of vanaand hier nie. Almal word met presies dieselfde vraag gekonfronteer. Presies dieselfde vraag. En die derde belangrike punt. Dat uiteindelik daardie vryheid nie noodwendig in ons tyd die vrug gaan wees nie. Want jy sien, die historiese lyn van hierdie taferele loop oor geslagte. Voorbeeld, daardie gedeelte wat ek vanoggend gelees het oor die beweging uit Duitswes, waar hy sien daar word wapens en ammunisie uit Duitswes vanuit Loderitz na Appington vervoer. Hy sien dit op daardie treinspore. Christian Moesman was dadelik by en sê vir hom, Klaasie, hy sê vir hom, jy moet my dadelik sê as hierdie goed gebeur, want ek moet my perd vet kry. Ek moet vir hom 'n bietjie ekstra milisie. Hy sê vir hom, Christian, ek en jy sal lankal nie meer hier wees nie. Dan gaan hierdie goed gebeur. En nou is die vraag, wat is ons nalatenskap? Jy sien, en dit is waar die liberale jingoïsme inkom. As elkeen vir homself is en die duiwel vir die res, is dit Ikabod met hierdie volk. As daar nie 'n werklike volksbewussyn kom van soos Stoosius dit so mooi uitgedruk het, God se roeping vir ons as volk nie.
en wat 'n toekomsappel het nie. Wat laat ons na vir hulle wat hier sit? Wat laat ons na vir hulle? Dis tog wat 'n erfenis is. En is dit nie wonderlik om te weet, die gerusheid, die bevrediging, dat jy dit oorhandig, 'n geskenk gee wat jy weet opgepas gaan word. Opgepas gaan word. Of dit nou 'n waardevolle familiebybel is, en of dit nou 'n ou antieke traporgel is, en of dit 'n ou antieke naaimasjien is, wat bemaak word aan so en so en so, hoekom doen ons dit? Sodat dit voortgang kan hê. Dis 'n beskawingsproduk, wat getuig van hoogtes wat hierdie volk bereik het. En die erfenisse van 'n volk, soos sy vryheid. En dit het nou baie implikasies. Op die terrein van die onderwys, op die terrein van die ekonomie, op die terrein van die politiek, op die terrein van die godsdienst. Die vraag is, wat doen ons? Doen ons genoeg om ons erfenisse oor te gee? En dan moet ons maar begin om die sokkies op te trek. En dan moet ons begin om daai perde te voer, al beteken dit nie, ons gaan noodwendig na Duits-Wes nie, as ek dit nou simbolies kan beskryf. Dan moet ons bereid wees om alles in die stryd te werp. En nou kom ons beweer by die lewensvoorbeeld. En nou praat ons van 'n De Wet, en ons praat van 'n Delarey, en ons praat van 'n Lou Weppener, en ons kan daardie lys so lank maak, en ons praat van 'n Rachel de Beer, en elke vrou in die konsentrasiekampe, en om Niklas van Rensburg. Is vir my so wonderlik altyd wanneer die Bybel praat van die verwysingspunte van die ware geloof. Daardie skare gelowiges. Daai skare gelowiges, né? En in die geskiedenis van Israel vind ons dit so mooi van Moses af reg deur Abraham, Isak, Jakob en so meer. Ons kan ook binne ons eie geskiedenis het ons so 'n ry van hulle. En dis nie die vleeslike arm nie. Dis geloofsvoorbeelde. En wanneer ons dus met oom Niklas van Rensburg se nagedagtenis omgaan, dan kan 'n mens nie soos 'n goedkoop storieboek, wat jy nou en dan 'n klomp van hierdie, ek wil amper sê verbale diarree gaan stort op 'n boekemark, net om nog 'n paar ekstra sente te verdien. Ek dink 'n mens is besig om die oordeel van God oor 'n slegte saak op jou taal. Want dit gaan oor die nagedagtenis uiteindelik nie van 'n mens nie, maar wat God deur mense in hierdie land gedoen het tot nou. En dit beteken ons het werk om te doen. Daar is nie so 'n ding soos aftrede nie. Daar is nie so 'n ding soos aftrede nie. Ek sê nou 'n baie kontroversiële ding. Vir 'n gelowige mens is daar nie aftrede nie. Ek lees nêrens in die Bybel van iemand wat afgetree het op 55, 60, 65 of 90. Dis er nêrens van nie. Inteendeel, ek lees van 'n man wat 120 jaar was en toe nog 'n ark gebou het. Selfs toe die wêreld mening om bespot het. En 'n massa psigose die wêreld beetgepak het van allerlei onsedelikheid, geweld en dies meer, en hy bespot is. Toe het hy voortgegaan om 'n skip op droë grond te bou. En ek lees dit in die voorbeeld van ons Here Jesus Christus, toe die hele wêreld teen hom opgestaan het in sy eie gemeenskap. En geskree het, kruisig hom, en al 'n streep getrek het deur wat reg en verkeerd is. Né? Is dit nie die offervaardigheid waarvan ons praat nie? En dit het nou baie implikasies op baie terreine. Nou goed, om saam te vat, ons sit met 'n bepaalde getuienis. En dit is nie so dat Boy Moesman, en ek wil 'n paar wanopvattings regstel. Dat mense soos Boy Moesman en ander wat in 'n noue vriendskapsomgewing met oom Niklas geleef het, soos Delarey De Wet ook, wat al die pad gekom het van De Wetsdorp, sy disippels was nie. 'n Disipel kan ons net wees van God alleen, en van ons Here Jesus Christus. Van geen mens nie. En hy sou die eerste een gewees het, wat uiters 'n sterk kapsie daarteen maak, insluitend Boy Moesman. Maar 'n ware boerevriend en medestryder was hy wel vir oom Niklas van Rensburg. Tweedens,
Was oom Niklas van Rensburg 'n profeet? Ek lees, kyk nou die dag weer na die boek, Die Boere Profeet. Ek persoonlik meen hy sou ten sterkste daarteen kapsie gemaak het. Die Bybelse geskiedenis van die rol van profete om God se wil te verkondig aan Israel en so meer is opgeteken en die Bybelse kanon is afgesluit. Ons almal is konings, priesters en profete. Dit lees ons nie net in die Heidelbergse Katekismus nie. Konings om te heers oor die sonde, priesters om God se genade te bedien, ook in ons eie volk, nie net aan ander nie. En om getuienis te lewer. En dit profeties. Waar ons nou vanaand hier by mekaar besig is om te gesels, is ons met 'n profetiese taak besig. Want dis nie net wat ons hier met mekaar moet deel nie, die wêreld moet dit ook hoor, by name ons eie mense wat in sak en as sit. Amen. Daardie 55 DVD's wat Rudy gemaak het, né? Ja. Van die konsentrasiekampe. Is dit nie 'n profetiese werk waarby hy besig was nie? By geleentheid, toe generaal van Deventer rebelle vang by Kaalaagte, vra hy vir hulle, en waar is julle God, Niklas van Rensburg? En om Niklas van Rensburg het uiters 'n sterk eksepsie daarteen aangeteken. Hy sê om 'n mens met God te vergelyk, is die uiterste laster. Hy was 'n man met baie besondere gawes wat die Here in 'n profetiese amp gebruik het. Maar almal van ons behoort dit ook te wees. En so het elkeen van ons gawes. Ons is nie almal heldersides nie, ons is ook nie almal broodbakkers nie, ons is nie almal boere nie, ons is ook nie almal filmmakers nie, ons is ook nie almal prokureurs of advokate nie. Elkeen van ons het sy profetiese taak op sy eie terrein. Nou goed. Wat ek nou hier deel, Rudy, is wat ek uit oom Niklas van Rensburg se nalatenskap vir hierdie volk vind. Met ander woorde, daar is werk om te doen. En die goeie stryd te stry. Elkeen waar ons bevind, elkeen wat ons hand vind om te doen. Amen. En God stuur nie 'n gees van vreesagtigheid onder ons in nie. Daar sê. Jy weet, en hier kom 'n baie belangrike element by oom Niklas van Rensburg daarvoor. Dis 'n hele kwessie van martelaarskap. Nou weet ons dat in die vroeë Christelike kerk, veral onder Nero, maar ook die ander Romeinse keisers, is die Christene uiters wreed vervolg. Hulle is vir leeu's gegooi. Nero het selfs, toe hy sy verjaarsdagpartytjie gehou het, het hy Christene met pik besmeer en as brandende fakkels in sy tuin het hy hulle daar vertoon. Om nie te praat van al daardie duisende wat dood is as gevolg van hulle geloof in die Romeinse ryk nie. Met die wonderlike getuienis van Blandina. Ken haar? Die meisietjie wat daar, toe hulle die hokke oopmaak van die leeu's in die arena, sy is daar saam met 'n paar ou mense. En daar die leeu's op hulle afstorm, is sy daar in die arena op haar aangesig neerval en 'n gebed doen. En tot die stomme verbasing skryf Eusebius, die kerkgeskiedenisskrywer, sê hy, en daai wilde diere het net daar omgedraai. Daar is hulle in die middel van die arena. In 1942, toe die pers weer te velde trek teen hierdie klompie boere, wat hulle self so moeg maak met die voorbeelde van hulle helde en so meer, en daar 'n geweldige aanslag teen die volk was, om ook die liberale neiging rigting in te gaan. Ek het nou van Blandina gepraat. Gaan hom Boy Moesman heen en hy skryf 'n brief in die Transvaaler en in die Burger en die Volksblad. Hy sê, sal al die oudstryders wat na Duits Wes getrek het in 1914-15, asseblief beëdigde verklaringe opstel en sal hulle dit afstuur aan die onderskeie redakteurs van die Burger, die Transvaaler en so meer en so meer. En ek het hulle, ek weet nie of hier vanaand saamgekom het nie, maar ek het vir jou 'n paar gewys. Toe stroom hulle in.
destyds daardie pers loodpotlode, daai indelible potlode. As jy hom so lek, dan maak hy so 'n persstreepie. Sien jy daardie vereelte hande van oud rebelle wat waarskynlik 'n dag of 2 of 3 se skoolonderrig gehad het, soos op Niklas van Rensburg opgehoor. Skryf hulle daar. Deur die bank. Die algemene, die gemeene deler. Hiermee verklaar ek so en so en so en so onder eed dat ek die wonderdade van God se hand deur oom Niklas van Rensburg die siener op die tog na Duits Wes-Afrika met my eie oë gesien het, en dan word daar vertel. En Cornelis Nieuwenhuisen, wat die adjudant was van generaal Kemp, hy was 83 jaar oud en hy het nooit met sy kinders gepraat oor die rebellie nie. Nooit. En toe hy 83 jaar oud was, toe gaan hy heen en hy gaan huur een van hierdie groot bandopnemers met die groot tolle, dit was hier in die vroeë 60er jare, en hy nooi al sy familielede uit na die plaas. En daar in die voorkamer sit hy die bandmasjien aan en hy sê, laat ek nou vir julle vandag vertel. Wat gebeur het op die tog na Duits Wes-Afrika. En dan kan ek daai stuk, dit is in daardie siener van Rensburg in die rebellie, die hele transkripsie van wat hy daar vertel op die band. En as hy kom, ek vertel nou vir julle die wonderdade van God se hand wat ek gesien het deur oom Niklas van Rensburg die siener op die weg na Duits Wes-Afrika. En dan onthou hy tot die geel blommetjies wat hy by spesifieke punte vooruit sien, waar hy sê, oom Niklas sê, ons gaan daar kom en ons gaan 'n geel blommetjie kry, ons gaan daar 'n springbok kry, ons gaan daar dit kry. Hy sê ons gaan, en hy praat ook van Rodewal waar hy merkwaardige ontsnapping was en so meer. Blandina. Dis wat die geloof ook tasbaar beteken. Vir mense wat in moeilike omstandighede is, openbaar God hom ook deur en aan die hand van ander mense. En daar is baie werk wat ons moet doen. Iemand het vanoggend gepraat oor die blanke plakkerskampe. Waar mense doodgaan van die honger. 'n tyd gelede was daar 'n program. Daar was 'n program wat hulle rondgestuur het. Dit was van mense wat sepsis ontwikkel as gevolg van ondervoeding. En dan aan die sepsis sterf in die blanke plakkerskampe. God werk ook deur ander mense wat hulle tot diens van hierdie volk stel. En die vraag is ons tot diens van ander in die hand van die Here? En het ons nie maar so gekondisioneer geraak dat hierdie individualistiese liberalisme, dat elkeen vir homself en die duiwel vir die res, al moet ek op nog 'n paar trap om bo uit te kom, al moet ek nog 'n paar mense onderploeg, nog 'n paar lieg en bedrieg, terwille van myself. Praat ons van 1914. Nou Cornelis Nieuwenhuisen het van 1913 tot omtrent die middel van 1916 het hy daar in die tronk die visioene van oom Niklas van Rensburg neergeskryf. Nou ek het hulle persoonlik by Mtini van Skoor gaan afhaal. En ek sien hulle verskyn nou in die Boere Profeet en jy weet, sonder enige gesag word dit aangehaal, Hottenaar, CP Nieuwenhuisen se gesigte. Nou weet jy waar kom dit vandaan? Oorspronklik van Mtini van Skoor. Maar in daardie tyd was dit vir mense so belangrik dat hulle heen gegaan en dan in die nagte gesit het en die vensters toegemaak het met komberse. Tant Anna, oom Niklas se dogter, sy het dan gesit in hierdie visioene van hom neergeskryf en so dit gebeur het op Boy Moesman gevra dat Anna dit vir hom ook moet neerskryf. So wanneer sy nou besig is om oom Niklas se visioene in daai oefeningboekies neer te skryf wat terloops nie by die Lichtenburg Museum is nie, maar van daardie oefeningboekies is by die Hervormde Kerkargief en hier is die ander. Dan het sy dit nou sommer vir hom ook neergeskryf. En dan vind ons nou hierdie wonderlike simboliek. Nou kyk, ons kan 2 of 3 aande praat oor die simboliek. Né? Van bepaalde simbole, hy sien bepaalde gesigte feitelik gebeur, hy sien bepaalde gesigte in terme van vaste simboliek, soos gaanse en makoue en donkies en noem dit maar op. En dan die sogenaamde eskatologiese visioene waar hy bepaalde dinge sien, waar hy self nie eers weet wat die spesifieke betekenis daarvan is nie, en wat baie vaag is. En hy het dit self gesê ook. Maar dan gaan ek nou hierdie boek, net laat jy hom so 'n bietjie rondstuur, maar net nie uit te veel aan hom vat nie. Hierdie boek, uiteindelik in 1941, toe gee Smuts opdrag, dat hierdie beheptheid van die boere met oom Niklas van Rensburg 'n einde moet kry. En hy dreig toe dat as mense hulle met daai visioene gaan besig hou by name die Ossewa brandwag, want hulle was toe in korrespondensie met oom Boy Moesman, dan gaan hulle na Koffiefontein stuur. So wat hulle nou doen is, hulle stuur nou briewe, onder skuilname. Die ene is 'n ou stuk in 'n wielpomp, die ander ene is 10 gallon olie, die ander ene is 'n stuk in 'n blik, en so meer en so meer.
En dan stuur oom Boy hierdie visioene, skryf hy weer vir hulle af. Maar toe hy verneem dat Smuts met hierdie veldtog besig is, toe het hy hierdie boek, het hy gaan begrawe. En toe stuur Smuts vir Pieterse, die speler. En hy sê, hy moet hierdie boeke gaan konfiskeer by Boy Moesman. Is te veel onrus nou onder die mense. En so kom Pieterse by op Boy, en hy soek die boeke en hy kry dit nie, en toe sê op Boy vir hom, maar kyk Pieterse, jy weet natuurlik dat Smuts glo in die siener. En Pieterse lag hom uit, hy lag hom uit. Hy sê, nou goed, ek gaan 'n brief skryf aan Smuts, waar ek vir hom sê, ek weet hy glo aan die siener, en ek wil voortgaan met my werk. Wat hy toe doen. En toe stuur generaal Smuts onder die handtekening van sy privaat sekretaris Lombard, en die oorspronklike brief het ek. Ja. Stuur hy vir hom 'n brief terug. Kyk nou hoe slim is Jan Smuts. Hy erken dit en hy ontken dit nie. Hy sê net, gaan gerus voort met die goeie werk. En dit het hy gedoen op grond van die mededeling wat oom Niklas van Rensburg in daardie kamertjie by Ottesdal se vergadering aan hom gemaak het, wat gemaak het dat hy die verkiesing verloor. En toe het oom Boy hierdie boeke gaan uithaal, en hierdie is die boeke wat hy self bygehou het, soos Tannie Anna dit neergeskryf het, en soos hy met oom Niklas sit en praat, op Rietkuil. Dan het hy nou hier aan die regterkant, het hy nou hierdie goed ingeskryf. So wat ons dalk kan doen, ek gaan hom sommer hier neersit hier voor, Rudy, en dan die wat belangstel kan 'n bietjie daarna kyk, en dan net die ander ding, jy weet, as ons praat van geloofstoewyding. Die Bybel van oom Boy Moesman, wat hy altyd by hom gehad het, wanneer hy aantekeninge maak, want kyk, die meeste van oom Niklas se bededelings het ook spesifiek betrekking op gedeeltes uit die skrif. As hy byvoorbeeld 'n swart pot sien wat uit die noorde kom, dan is dit 'n ernstige swart bedreiging. As hy druiwe sien, dan beteken dit geloof. Dink weer aan die Bybelse simboliek van die druif, né? As hy byvoorbeeld koring sien, dan het dit 'n bepaalde implikasie. As hy byvoorbeeld garingbome sien en so meer en so meer. So dan sit hy nou en dan skryf oom Boy hierdie goed af. En ek gaan hom net hier voor neersit, dan kan u nou sien hoe tant Anna aan die linkerkant geskryf het, en oom Boy aan die regterkant, wanneer hy dan by oom Niklas 'n draai hier op Rietkuil 22 gemaak het. As daar nog enige vrae is, enige tyd, dalk kan ons, daar's nog 'n hele paar temas wat ons dalk by 'n volgende geleentheid kan bespreek, maar ek sit op hier voor. Ek wil net vir julle sê, die 4 ure onderhoud wat ek met professor Raad gedoen het, julle sal sien in deel 1, as julle YouTube op gaan kyk, die brief van Jan Smuts. Geen woorde kan ooit sê wat nou hier voor my lê. Dit roep my. Volk en vaderland, neem my uit moederhand. Dit roep my. Slaan, dit roep my, sal ek 'n man kan wees, opstaan teen my vrees, alles dra wat ek moet dra, die roeping antwoord as jy vra. Antwoord op jou roepstem, om te offer wat jy vra, om te lewe, om te sterwe, dit vra jy, Suid-Afrika. Woorde kan nooit sê, wat nou hier voor my lê, dit roep my. Vaderland, neem my uit moederhand, dit roep my.
man kan wees. Opstaan teen my vrees. Alles dra wat ek moet dra. Die roeping antwoord as jy vra. Om te antwoord op jou roepstem. Om te offer wat jy vra.